Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Die Bybel verklaar volgens 2 Konings 9 vers 14 die volgende. Ons gaan nou 'n vergelyking tref. Onthou, ons het geen ander skrif wat sê dat Henog het uit sy lewe uit lewendig in die hemel opgevaar in sy menslike liggaam nie. Maar die Bybel sê, vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie. Hoekom? Dit moet getransformeer word in 'n verheerlikte liggaam. Kom ons lees. Wat sê die Bybel? Ons glo mos die Bybel, né? Natuurlik. Dis wat ons meer moet doen. Bietjie meer kyk wat sê die Bybel. En minder sê wat sê my kerk. Dis hoekom vra ek altyd, haal maar die kerkbril af wanneer ons die Bybelstudie doen. 2 Konings 2 vers 9 en 14. Vers 9. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa. Elisa was sy student, sy appie, sy trainee. Sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. Het Elia geweet hy gaan lewendig in die hemel opvaar? Nee. Elia het geweet hy moet sterf een of ander stadium. As Jahwe lewe in Sondagspaar die 3 Julie die jaar, dan word ek 73. Wat het dit nou met die studie te doen? Wel, ek is voorberei. Ek besef elke dag en elke week en elke maand meer, ons word ouer, en dit maak ons meer en meer kandidate om te sterf. Ek sien die ouens om my wat sterf. Mense wat 10 jaar en 15 jaar jonger as ek is. Ek gaan nou maandag weer 'n begrafnis doen van 'n volbloed Jafis, 'n Bromani, 'n broer Sobaru. Nou as ek sê Sobaru, gaan nie weet wie se Jafis dit was. Ons Bybelstudiegroep toe ons die Bybelstudiegroepe gehad het. Volbloed Jafis. Baie jonger as wat ek is, hy het gesterf. Want hy die ouderdom waar die mense begin sterf die mense. So ek kyk om my en ek is 'n potensiële kandidaat om te sterf. En weet jy wat, ons is nie stupid nie. Ons dink aan die goed. En dis hoekom dit essensieel nodig is dat ons testamente en ons polises en al die goed reg kry, dat as ek sterf, dat pastoor Rika nie met dit 'n probleem het nie, of as ons albei saam in 'n karongeluk sterf of iets van die aard, dat die kinders nie 'n probleem het om die goed uitgesorteer te kry. Ons besef, ons is kandidate om te sterf. Wat is Elia? Wanneer hy met Elisa praat, is hy al so ver gevorder in die ouderdom, dat hy besef, hy's 'n kandidaat om te sterf. En dan sê hy nie, as hy gesterf het nie, hy sê, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. Is dit nie wat presies wat gebeur het met Henog nie? Is dit nie wat die woord gesê het, dat Henog was van hulle weggeneem nie? Is wat hy sê nou? Hy sê daar in vers 24, en hy sê, en Henog het met Jahwe gewandel, en hy was daar nie meer nie, want Jahwe het hom weggeneem. So wat sê Elia hierso? Hy sê vir Elisa, kies wat jy wil ek moet vir jou doen, want Jahwe gaan my ook wegneem. Hy gaan my wegneem. Wat gaan gebeur? Ek gaan sterf. Elia het geen belofte gehad dat hy so lewendig in die hemel opgevaar het nie. Dis sy regverdigheid wat Jahwe hom ingehou het, waarin hy gelewe het, dat Jahwe hom opgeneem het lewendig in die hemel. En daar was 'n rede vir dit. Ons gaan later by dit kom. Begeer wat ek vir jou moet doen, dis vers 9 van 2 Konings 2 vers 9. Begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En Elisa het geantwoord, laat ek tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Dat 'n dubbele gees, wat die gees van die Ruach HaKodesh,
Dan wil mense my vertel, maar die Gees, die Ruach HaKodesh was nie in die Ou Testament daar nie. Dit was daar. Elke lewende wese het die Ruach HaKodesh. Elia het dit gehad, Elisa het dit gehad. Elkeen in wie Jaffa geblaas het. Adam, die asem van die lewe, Genesis 2 vers 7 en 8. Na hom gemaak het, blaas in hom, die Gees, die Ruach HaKodesh. Hoekom? Want hy is Gees. Hy is Ruach. Ek wil 'n dubbele deel van u Gees op my laat kom. Vers 10, en hy, dus Elia, sê, jy het 'n harde versaag begeer. As jy my sien, wanneer ek van jou al weggeneem word, laat dit dan so wees. As jy sien, wanneer ek van jou weggeneem word, laat dit so wees, as ek voor jou sterf, ontvang dan my Gees. Maar Elia het nie geweet wanneer hy gaan sterf nie. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. So alleenlik, as jy my sien sterf, kan jy die dubbele mate van my salwing ontvang. Jy kan jou salwing hê en my salwing. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kyk nou wat gebeur. En terwyl hulle al deurloop en spreek, Elia en Elisa, kom daar met eens 'n wa van vuur en perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Daar was 'n hele storm, die wind moes gewaai het en die wa van vuur en perde van vuur. Dis als heerlikheid. En Elisa het gesien en geroep, my vader, my vader. Wat van Israel en sy ruiters? Met ander woorde, hy roep, hy noem Elia, my vader. Hoekom? Want hy by hom geleer het. Kyk, daai vader is klein fees, my vader, my vader. Wat van Israel en sy ruiters? Met ander woorde, wat van Israel en sy weermagte? En toe hy, dis Elisa, hom, dis Elia, nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in twee geskeur. Heel waarskynlik vrees. Daarna tel hy die mantel van Elia op wat van hom afgeval het. En hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy, dis Elisa, neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê, waar is Jaffa, die Elohim van Elia?